Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, vandag is die 18de Desember, die jaar 2025. My naam Dani Gerben, man ek is opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie, halleluja. En vandag gaan ons bietjie gesels hierso uit 'n gedeelte van God se woord en ons het dit al baie gelees en ek kan so baie boodskappe uit dit uitkry. En toe ek hierdie gedeelte lees vanoggend toe, ontdek ek hierdie stukkie en dit is wat ek bietjie met julle wil deel. En dit gaan oor die gelykenis van die ryk man en Lazarus. As ek sê, ons het dit al so baie gehoor en hoe dit gaan, maar kom ons lees saam, hier vanaf vers 19, en dit is Lukas 16 vanaf vers 19. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het, en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesam van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy dat jy die goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, en dit is hierdie gedeelte wat ek nou kry, hy sê, so dis nou die ryk man wat praat, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En toe sê Abraham vir hom, hulle het vir Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. En hierdie gedeelte toe ek het nou lees, dit dink ek daaraan, is ons nie maar ook so nie. Ons lewe so asof ons nog 100 jaar het om te kan uitgaan en dan sal ons saak met die Here regmaak. Hoekom luister ons nie vandag nie? Hierdie ryk man het die geleentheid gehad om na die Moses te luister, na die profete te luister, en hulle het nie geluister nie, want hulle het nog die weelde gehad van hierdie lewe. Ek is okay, ek het nie nou nodig nie, ek sal as ek bietjie ouer is, dan sal ek my hart voluit vir Abba gee. En hierdie ryk man, die woord sê nie of hy jonk of oud was nie, hy sê net hy was 'n ryk man gewees. En rykdom gaan nie maak dat jy hel toe gaan of hemel toe gaan nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit dat hulle die woord van God nie ingeneem nie. Hy was ryk in homself geweet, hy was ryk in die wêreldse goeders, en hy het nie gevat dit wat hy gekry het nie. Lazarus was arm, maar hy het seker die evangelie van Jesus Christus het hy ingeneem. Hy het Abraham se lippe aangehang om te hoor wat hy wil sê en hoe hy dinge vir hulle deurdra. En dit is my boodskap wat ek het vandag, is moenie wag soos hierdie ryk man tot dit te laat is nie. Want hierdie ryk man kom toe op 'n stadium en hy sê, ek bid u dan, stuur hom na my vader se huis toe. Laat hy my broers gaan waarsku. En is dit nie wat ons ook dan wil doen nie? Want dan gaan dit te laat wees. So moenie wag tot dit te laat is nie. Kom, ons gaan vertel nou vir ons boeties en sissies van Jesus Christus. Ja, en dit is so, die Here sê dat hy was nie bekend gewees in sy eie dorp nie, sy eie huisgesin, wou hulle hom ook nie gesien het as hierdie Here en hierdie Christus nie. En ek weet, in ons huisgesinne is daar dalk ook mense wat jou nie sien as 'n kind van God nie. Maar die woord sê, gaan waarsku hulle nog steeds. Dit is ons plig om dit te doen. So dan kan die ryk man nie omdraai en die familielid nie omdraai en sê, hoekom het jy my nooit gesê dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is nie. So kom ons doen dit, dat dit nie te laat sal wees, soos hierdie ryk man ons gaan spyt kry nie. Amen. Kom ons bid saam.
Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie vir u woord. Ja, Here, ons lees hierdie gedeelte en dit vat nie altyd plek nie, Here, maar vandag besef ons opnuut dat as ons gaan stil bly oor die liefde van Jesus, oor die gawe wat hy vir ons gee vir 'n ewige lewe, en ons bly stil en ons sê nie vir 'n boetie en 'n sussie daarvan nie, dan gaan hulle dit mis en dan gaan ons staan en sê, Here, hoekom het ons hulle nie gewaarsku nie? Here, bid en vra dat u vir ons die wysheid, die insig en die leiding en die courage sal gee om met geliefdes te gaan praat oor die ewige lewe, Jesus Christus. Lei ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie donderdag. Gaan vertel vir iemand van Jesus Christus, sodat die man nie moet dors ly nie. Julle moet 'n geseënde donderdag hê. God bless.